Baie welkom by ons digidiens hier in lydenstyd waar ons weer stil staan by Jesus se lyding, maar ook by wat Jesus se lyding vir ons beteken. Dat ons nie in vrees en bewering vir die dood of vir die oordeelsdag hoef te lewe nie. Ietsie ook al daai ervaring gehad as jy so lekker ry en skielik is jy 'n padblokkade en die verkeersbeampte wys vir jy moet hier aftrek en jy beland jy op 'n plek waar dit lyk of hulle nou 'n bietjie kyk of jy nie dalk 'n uitstaande boete het nie. En as van jou kinders se karre of rygoed nog op jou naam is, dan is 'n mens maar redelik benoud op so 'n oomblik. En dan is die verligting redelik groot as jy kan daar wegry net deur jou lisensie te toon. Ons hoef ook nie in vrees en bewering te lewe vir die oordeelsdag of oor 'n uitstaande boete wat op ons wag nie. Kom ons kyk wat sê Paulus in Romeine 8 vir ons. Ons lees Romeine 8 van vers 1 tot 7. Daar is dus nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Ons lees hier in Romeine 8 vers 1 wat 'n konteksvers is, dat daar dus nou geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie, die wat in Jesus Christus glo nie. Nou sekere manuskripte voeg nog iets by hierdie teks. Daar staan daar is dus nou geen veroordeling vir die wat lewe nie volgens hulle sondige natuur nie, maar volgens die Gees. Of die wat nie lewe volgens die vlees nie, maar volgens die Gees. Daar is dus nou geen veroordeling nie, geen uitstaande boetes waarvoor ons hoef bang te wees nie. Maar dan lees ons ook hier van die wet van die sonde en die dood. En nou die wet waarvan hier gepraat word, kom basies daarop neer dat die wil van God is wat die mens deur sy sondige aard nie kan nakom nie. En die straf op hierop is die dood, die ewige dood. Maar juist omdat God die mens so lief het en nie wil hê dat ons ewig dood sal wees, maar dat hy aan ons die lewe wil gee, het hy sy enigste seun gegee sodat hy die straf vir ons dra. Hy het hom as sondaar behandel, hy het hom die sondebok gemaak en deur hom die wet kon vervul. En daarom is daar nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie, die wat in Jesus Christus glo nie. En dit word juist bevestig vir ons in Johannes 3 vers 18. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Die wonder van alles is dat God nie net sy seun gestuur het nie, maar hy het ook sy Gees gestuur. En hierdie Gees verander ons harte. Dit maak ons hart sag. Dit maak dat ons vir God lief het. Dat ons na God uitroep as ons Vader, as Abba. En Abba is die Aramees vir Vader. En dit sê vir ons dat ons in 'n verhouding met God lewe, dat ons vir God lief het, en dat ons sy erfgename is saam met Jesus Christus. En hierdie Gees getuig ook saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hy kom bevestig juist, ons is kinders van God. Ons kan weet, ons is sy kinders. Maar hierdie Gees wat hy gestuur het, is ons lewensafrigter, is die Parakletos in Grieks. En hierdie Gees wil vir ons leer en lei hoe God wil hê dat ons moet lewe. Hy kom leer ons wat God se wil is. En daarom kom verander hy ons denke, sodat ons kan onderskei wat God se wil is. En as ons volgens God se wil lewe, dan is daar vir ons lewe en vrede. Maar die Gees doen meer as om net ons denke te vernuwe en ons denke te verander. Hierdie Gees kom lei ons en kom vul ons, vervul ons en verander ons om al meer soos Jesus te word.
Maar dan kan ons vra, maar hoe werk die Heilige Gees? Hoe werk dit dat die Heilige Gees ons verander en vernuwe en ons denke kom vernuwe? Dit begin wanneer ons God se wil soek in sy woord. Wanneer ons die woord lees en bestudeer, dan kom openbaar God homself in sy woord in ons. Dan ontdek ons wie God is en wat sy wil is. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16 die volgende. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. As ons die evangelies lees, dan lees ons daar hoe Jesus sy disippels onderrig het en geleer het, hoe hy kom wys het, hoe God lyk, hoe God se koninkryk lyk, hoe God mag het oor siekte, dood, die natuur en oor die bose. En wanneer ons ook hierdie woord lees, dan kom die Gees en hy herinner ons aan dit wat Jesus vir sy disippels geleer het. Hierdie geloof in Jesus Christus vra van ons iets. Ons lees hier van 'n verpligting wat dit op ons plaas. Om nie net in Jesus te glo nie net te aanvaar dat Jesus vir ons in die kruis gesterf het nie, maar dat sy Gees ook ons lewe beheer en verander en vervul. En daarom lees ons hier dat ons onder 'n verpligting staan om nie langer ons lewe deur 'n sondige natuur te laat beheers nie, maar deur die Heilige Gees. En dit beteken dat daar ook verandering in ons lewe moet kom. Dat ons dalk moet breek met sekere gewoontes waar dit net om myself gaan. Ons lees in Efesiërs 4 vers 22 tot 24 die volgende. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Omdat die Gees van God in ons is en in beheer van ons is, kan ons nou ook God se wil doen. En dit kan net gebeur wanneer God se Gees in beheer is, wanneer God ons deur sy Gees lei. En Paulus kom verduidelik dit vir ons in Galasiërs 5 vers 16. Hy sê, wat ek bedoel is dit, laat jou lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. En nou kan jy miskien wonder, maar het ek die Heilige Gees? Het ek die Heilige Gees in my? As jy glo dat Jesus Christus jou verlosser is, en as jy erken dat Jesus die Here is, dan het jy die Heilige Gees. In 1 Korintiërs 12 lees ons, dat jy alleen kan bely dat Jesus die Here is, as die Gees dit moontlik maak. En daarom as jy in Jesus Christus glo, het jy die Gees. Dit gaan nie hier om 'n sekere gevoel wat jy ervaar omdat jy die Gees het nie. Dit is ook nie dat wanneer ons 'n Christen word, dat ons ontwikkel en dan later die Gees ontvang nie. Wanneer ons in Jesus Christus glo, dan het ons die Gees. Want ons lees hier in Galasiërs 8 vers 9 die volgende. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. As ek in Jesus Christus glo, het ek die Gees. En as ek die Gees het, behoort ek aan Jesus Christus. En daarom hoef ons nie meer in vrees en bewering te lewe vir die oordeelsdag, of wanneer Jesus weer kom, of wanneer ons gaan sterf nie. Glo in Jesus Christus. En laat die Gees toe om jou lewe te vul, te beheer, te verander en te lei, dan sal jy lewe en vrede ervaar. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u groot liefde. Dankie dat u deur Jesus Christus vir ons die lewe gee, dat u vir ons vrede gee. Dankie vir u Gees wat in en by ons is. Wil u ook ons kom vul met u Gees. Wil u ons kom lei deur u Gees, sodat ons lewe en vrede kan ervaar. In Jesus Christus. Amen.